Daar is hy. Ons is besig om te preek en dit alles gaan en ek weet nie van u nie, maar dit het vir my baie betekenis gehad in die afgelope 3 maande oor dit wat ons preek en die fokus wat ons het op Jesus Christus. Die vyand kom met sy aanslae, maar as ek en jy gefokus is op Jesus Christus, as ek en jy gevat het dit wat ons die afgelope paar Sondae geleer het en wat ons gehoor het by die woord van God, dan gaan ek vir jou sê, ons is nou al in Maart maand en ons is nog steeds staande en ons is nog steeds stewig en opgewonde en man, ek wil net sê excited oor die woord van God. Want God is 'n groot en hy is 'n almagtige God. En dis sy heerlikheid wat hy wil hê deur ons moet skyn. Dis sy heerlikheid wat hy wil hê ons moet reflekteer vir die wêreld. En ek kan dit net doen as ek geanker is in hom en as ek gekonnekteer is aan hom. Ons het laasweek het ons gesels oor ons gedagtes. En dan sê hoe ons gedagtes moet gevange neem en dit onderwerp onder die wil van God. Want hy het vir ons alle geestelike gevegstoerusting gegee om dit te kan doen. Ek en jy kan nie omdraai en sê, maar dit is hier waar die duiwel my aanval nie. Die Here sê vir my en vir jou, ek het vir jou die geestelike toerusting gegee, sodat jy jou gedagtes gevange kan neem, sodat jy dit kan onderwerp aan die wil van God. En dan bedink ek suiwer en rein dinge, en die wêreld en die dinge van die wêreld kan nie hou vas op my kry nie. Jy sien, die duiwel fluister in jou oor, en hy maak vestings, en hy maak bindings, en hy kom net om te roof en te steel. Hy kom net om te vernietig. Hy wil nie hê, jy moet 'n lewe van oorvloed hê in Jesus Christus nie. Maar as ek en jy gefokus is, dan maak hierdie dinge nie saak nie, want ons weet wie is ons redder. Ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons weet dat hy is die koning van die konings. So ek en jy het elke gevegswapen wat daar is, om staande te kan bly teen die vyand. En ek wil vanoggend eintlik die laaste een by ons bring. Het jy al baie gekom en ja, jy weet as jy jonk is, jy kan baie maal net jou agterheen skop. Sorry as ek dit nie mag sê op die video nie, sorry. Jy weet, jy wil jouself net skop as gevolg van die verkeerde besluite wat jy geneem. Mense het dalk vir jou gesê, moenie dit doen nie, en dan het jy dit gedoen, en na 'n ruk, dan is jy so gefrustreerd en alles, want jy het jou eie kop gevolg, en jy het jou eie besluite geneem, en jy kan nie omdraai en sê, maar dit was God nie, want jy het nooit God geraadpleeg oor die besluit wat jy geneem het nie. Jy het dit uit jouself uitgedoen. En dan verstaan ons nie, jy sien, die duiwel kom en hy sit slaggate in ons pad. En as ek en jy nie die wysheid van God het nie, dan tree ons uit onsself uit op en ons val in die slaggat en dan kan ons nie verstaan hoekom het dit gebeur nie. En so baie keer dan kom ons wil God blameer vir iets wat gebeur het, maar dit was jy wat dom was. As ek dit so mag stel, ek sê nie enigiemand in ons gemeente is dom nie, ons het baie slim mense, maar dit is partymal ons wat self die fout maak en dan trap ons in daai gat. Daar's 'n leeu wat daar buitekant is, wat rondloop, hy is brullend. En hy maak hierdie slaggate. Ek kan onthou toe ek jong was, ek het daarvan gehou om die boeke te lees, van die regsaspekte, en daar was 'n reeks boeke wat geskryf was deur 'n persoon, Lincoln Lawyer en al daai goed, en hy het net gefokus op dit, en dan selfs Petruccelli, as jy dit kan onthou, dan moet jy weet hoe oud is ons. As jy dit kan onthou, dit was hierdie prokureur en dan kom hy en hy's besig en hy bou die saak en hy bou die saak en hier en daar is hy besig om 'n slaggat te sit vir die getuie of die persoon wat die aanklag bring teen sy persoon wat hy moet verdedig. En dan trap die persoon daarin en dan is dit asof ek het jou. Daai brullende leeu loop rond in ons lewens van elke gelowige en hy sit slaggate. Hy plaas dinge op my en jou pad, want hy weet, een of ander tyd is die kanse goed, jy gaan in daai slaggat trap. Want jy sien, sodra jy nie meer gefokus is onder die leiding van die Heilige Gees, om jou te lei in die waarheid nie, en om die lamp vir jou voet te wees nie, dan begin hierdie slaggate 'n werklikheid om jou word. En ek wil vanoggend vir jou lees wat hierdie skrifgedeelte sê, is dalk nie so duidelik nie, hy sê is in Engels, be alert and of sober mind.
Hy sê ek en jy as 'n kind van God kan nooit op ons lauer rus en sê ag nee wat, jy weet dit gebeur nie met my nie. Dit gebeur met ander kerke se mense, dit gebeur met ander pastore dat daar dinge verkeerd gaan in hulle lewe. Hy sê be careful and of sober mind. My mind kan net sober wees as ek dit onderwerp het aan die gesag van God en dis sy dinge wat in my lewe is en wat my gedagtes occupy, soos die Engelsman sê. Hy sê your enemy, en dan noem hy hom, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Hy is op soek. Dis wat hy doen. Ons het laasweek gehoor, hy is die vader van leuns. Hy kom vertel jou 'n leuen, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie geliefd nie, God gee nie om oor jou nie, en partymal luister ons. Hy is die vader van leuns, maar hy is 'n leeu wat rondloop en hy soekend. Nou elke gelowige wat nie standvastig is in die woord van God, wat nie standvastig is in sy geloof nie, en hy wil jou verslind. Dit is sy groot doel. Want as hy jou verslind, kan jy nie die gesag en die gesand wees waarvoor ons eintlik bedoel is om te wees nie. Ons skrifgedeelte gaan ons kyk en ons gaan na 2 Petrus toe. In die 5de hoofstuk vanaf vers 8. Nuwe Lewende Vertaling. En ek het dit daar uitgevat, maar ek het dit ook gevat uit die Amplified uit. Want die Amplified stel dit baie makliker as die 33 of die 53 vertaling. Ek wil hê ons moet verstaan waarmee het ons besig om te doen en te kry. Wat is dit wat kom om te roof en te steel? Ons is so maklik. Wat ons die duiwel baie meer krediet gee as wat hy eintlik waardig is. Hy is eintlik iemand wat nie 'n speel of 'n rol moet speel in ons lewens nie. Maar ons gee hom die eer en die krediet. Vanoggend gaan dit nie oor die eer en die krediet nie. Vanoggend gaan dit oor die waarskuwing wat God vir my en vir jou gee om vir jou te sê. Daar is 'n vyand daar buitekant wat rondloop en hy gaan jou verslind. Kom ons lees vanaf vers 5 as jy hulle oopgemaak het daarso. Hy sê en julle jong manne, erken die gesag van die ouderlinge. Trouwens almal moet nederig in mekaar se diens staan, want God is teen die wat te veel van hulle self dink. Maar die wat weet hoe afhanklik hulle van hom is, aan hulle gee hy sy genade. Jy sien, hy sê die slag gaat daar van trots, arrogansie, gaan oor my, gaan oor dit. Dit is die slaggate wat hy plaas in ons. En as jy nie weet wie jou identiteit is in Jesus Christus nie, dan trap jy in die slaggat. En as jy jou in die slaggat het, dan is hy besig, soos wat ons laasweek gesien het. Hy beïnvloed jou verhoudings, hy beïnvloed jou gedagtes. Hy maak dit alles negatief. En op die einde van die dag is jy magteloos vir God. Daarom sê hy in vers 6, word daarom klein onder die kragtige hand van God. Op sy tyd, op God se tyd, sal hy julle groot maak. Gee al jou bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Hoor hierdie mooie belofte wat hy vanoggend vir my en vir jou as 'n kind van God gee. Hoor wat sê hy vir my en vir jou. Hy sê as jy in my is en jy is geanker in my en ek is jou Vader en my troon is in jou lewe, dan gee my al jou bekommernisse want ek gee om vir jou. Ek het jou lief, jy is kosbaar en jy is deel van my familie. Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. So kom ons raak ontslaaf van hierdie bekommernisse. Kom ons raak ontslaaf van al hierdie dinge wat kan veroorsaak dat ek en jy in 'n slaggat kan trap. As dit jou familielid is, gee dit vir die Here. As dit jou finansies is, gee dit vir die Here. As dit enige probleem in jou lewe is, gee dit vir die Here. Dis die uitnodiging wat hy maak vir ons. Kom ons ignoreer dit nie en ons doen dit en ons sê, cast your burdens. Ons ken hy liedjie, cast your burdens unto Jesus. Tyd dat ons dit vat en ons gee dit vir hom en dit nie weer terugvat as ons weggedraai het van hom af nie, maar by hom los, want dis die belofte wat hy vir my en vir jou gee. Hy sorg vir ons. Hoor wat sê die Amplified, hoe verduidelik hy hierdie skrifgedeelte in Engels. Hy sê likewise, you who are younger and of lesser rank. Hy praat nie van jong mense, hy praat jonk in geloof. Hy sê as jy jonk in geloof is, moet jy respek betoon aan hulle wat oud in geloof is. As ek sê hulle wat die wysheid het, wat al lank op die pad loop,
wat veronderstel is om 'n mentor te wees vir 'n jonger persoon. Be subject to the elders, dis waarvan hy praat. Hy sê onderwerp jou aan hulle wat 'n lang pad loop. Daar's mense wat baie langer pad loop as ek met die Here. En ek kan nooit sê ek is slim genoeg en ek weet alles nie, want hulle weet. En hulle kan vir my raad en advies gee, want daar is sekere dinge waar hulle deur al gegaan het, wat ons ook een of ander tyd in ons lewe ervaar. So kom ons kyk op na hulle, wat ons elders is. The ministers and spiritual guides of the church, giving them due respect and yielding to the council. Clothe, hy sê soos jy 'n voorskoot aantrek, clothe, jy trek hom aan. Yourself, all of you with humility, met nederigheid. As the garb of a servant. Wanneer hulle jou kom bedien by die tafel, dan kom hulle met 'n voorskoot. Ek is jou diensknegt, ek is hier om jou te dien. Jesus verwag van my en vir jou as kinders van God om te kom met die voorskoot. Ek is hier om 'n diensknegt te wees. Ek is hier om te dien. Nie hier om rond te order en vinger te wys en allerhande sulke dinge nie. Nee, ons is hier om te dien met die liefde van God in ons en wat deur ons werk. So that its covering cannot possibly be stripped from you. With freedom from pride and arrogance. Trots en arrogantie. Towards one another, for God sets himself against the pride. Hy sê God haat die hoogmoedige. Hy haat die arrogantie, hy haat die trots. Want jy weet hoekom? Jou troon is groter as sy troon in jou lewe. The insolent, the overbearing, the disdainful, the presumptuous, the boastful, and he opposes, frustrates and defeats them. But he gives grace. Hy gee favor, blessings to the humble. Hoekom? Want sy seun Jesus Christus het die voorbeeld vir ons gestel van nederigheid. Van hoe ek en jy moet leef op hierdie aarde. Ek en jy is nou sy hande en sy voete. Ek sê dit so baie, want dis wie ons eintlik is. Dis ons identiteit in Christus, is dat ek en jy is sy diensknegt en ons is hier om mense te bedien. Ons is hier om mense te help, om in die koninkryk van God in te kom. Therefore, humble yourself. En sê hy, demote, lower yourself in your own estimation. Vergeet om so baie van jouself te dink. Under the mighty hand of God, that in due time he exalts you, casting the whole of your care, all your anxieties, en hy sê dit mooi vir ons, alles wat ek en jy vir hom kan gee, all your anxieties, alles dit wat jou benoud maak, gee dit vir hom, all your worries, all your concerns, once and all, gee dit vir eens en vir altyd van hom, draai om en weet vrede in jou hart, om te weet, daar is iemand wat die geveg vir jou beklei. En hy het nog nooit 'n geveg verloor nie. Toe hy sterf aan die kruis en toe hy opstaan uit die dood, het hy die oorwinning vir my en vir jou behaal. Jy sien maar ons as kinders van die Here, ons geloof is so swak, want ons wil hom nie vertrou nie. Ek wil jou vanoggend sê, toets dit, werp jou bekommernisse op hom, want hy gee om vir jou en hy is lief vir jou. For he cares for you, affectionately. Hy het 'n passie vir my en vir jou. Hoekom? Ons is geskape na sy beeld. Ons is gemaak, hy het ons gevorm uit iets wat vormloos was, en hy het vir ons lewe gegee, en hy het ons gemaak sodat ons hom kan verheerlik. And he cares about you watchfully. Spreuke 3 vers 34 vertel vir ons oor hoogmoedigheid. En hoor wat skryf hy in Spreuke 3 vers 34. Hy praat van God, hy dryf die spot met mense wat ander spot. Dis 'n teerpuntjie vanoggend. Ons is so geneig om ander mense te spot. Ons is so geneig om ander mense te verkleineer wat net hulle lewe vir die Here wil gee. Ons is so klein geestelik om dit te kan sê as iemand 'n gawe het om te sê, kyk, hy dink van homself. Die Here waarsku ons daarteen. Hy sê, jy wat spot, daar sal met jou gespot word. Hy is goed vir hulle wat nederig is. Neem dit ter harte. Hy is goed vir hulle wat nederig is. Ons eerste vyand wat ek en jy in ons lewe het, daar's 4 wat ek vanoggend met jou gaan deel. 4 vyande wat so groot is,
Wat vir my en vir jou onderkry, dat ons fokus verloor van die Here af. En die eerste een is ons trots. Hy keer dat God jou nie kan gebruik nie, want dit gaan oor myself. Ek is trots. Ek dink so baie van myself. Ek laat nie toe dat God my nederig hou sodat hy my kan gebruik nie, sodat wanneer ek in 'n situasie is en daar's iemand wat 'n nood het en hy wil hê ek moet my gebruik, dan sal hy my verhoog in my nederigheid, maar omdat ek trots is. Baie maal, en ek het dit self ervaar, omdat jy dink jy is so goed, maak jy eintlik 'n fool van jouself. Is dit nie? En jy dink by jouself, wat het ek gesê? Ek het 'n bespotting van myself gemaak, is omdat jy te veel van jouself gedink het, die trots was daar en ek gaan nou vir iemand wys hoe geestelik ek is. Maar wanneer jy nederig is en jy die dienskneg voorskoot aan het, dan sê hy op die tyd sal hy jou verhoog. Wanneer jy met daai persoon praat, dan tel hy jou op. Dan gee hy vir jou die woorde wat jy moet gebruik om daai persoon te bemoedig en 'n verskil te maak in daai persoon se lewe. Trots staan in die pad van die vrymakende krag van God. Jy kan nie vrykom as jy trots in jou lewe het nie. Jy kan nie diensbaar wees vir God as jy trots in jou lewe het. Ek sê ook nie vanoggend vir jou moet 'n vloerlap wees nie. Ek sê vanoggend vir jou, wees nederig soos die voorbeeld van Jesus Christus. Paar weke terug het ons gekyk na God se plan en die voorbeeld van Jesus. Hoe het hy gelewe op hierdie aarde? Nederig. En ek en jy moet nederig lewe. Ons sê ons is navolgers van hom. As ons navolgers is van hom, hy is ons mentor, hy leer ons, dan sal ons optree soos wat hy wil hê ons moet optree. Trots veroorsaak dat jy nie God vertrou nie. Trots veroorsaak dat jy sê ek sal dit self doen. Ek kan dit op my eie doen. Ek is nie afhanklik van God nie. Dan bou ek my troon bokant die troon van God wat veronderstel was om in my lewe te wees. Psalm 55 vers 23. Praat oor daai bekommernisse van ons. Gee jou kommer oor aan die Here. Hy sal vir jou sorg. Hy sal gelowiges nie teleurstel nie. Nog 'n belofte wat hy vir my en vir jou gee. Wanneer jy nederig is, wanneer jy op jou knieë voor hom gaan, en jy sy aangesig soek, dis wat hy sê, hy sal vir jou sorg, hy sal jou nooit teleurstel nie. Baie van ons vra, maar waar was God? Hoekom het hierdie dinge gebeur? Waar was God? Waar was jy op jou knieë? Waar was jy afhanklik van hom? Waar het jy hom toestemming gegee om sy troon te bou in jou lewe en nie jou eie troon nie? Filippense 2 vers 3 tot 4. Moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig, deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. En die Here praat met ons vanoggend. Hy praat met my. Hy sê moenie dink jy is beter as iemand anders nie. Alhoewel jy die pastoor is en die herder van die gemeente is jy nie beter as enigiemand anders nie. Ons sal saam, almal gelyk geoordeel word voor God. Daar is dalk bietjie meer wat op ons wang, op ons rus, as ons wat herders is, om mense te leer, want God gaan vir jou vra, wat het jy die mense geleer? Wat het jy gedoen om hulle te red? Wat het jy gedoen om seker te maak, hulle gaan saam met jou hemel toe? Ek het vir hulle prosperity gepreek, en ek het gedink dat geld sal hulle red. Jy gaan verantwoording doen voor God eendag. Julle moet net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Jy sien, en hierdie is baie belangrik vir my en vir jou. Want as jy kyk wie sit langs jou, dis jou broer en jou suster. Is jou broer en jou suster in Christus. Hoe kan jy sê, Here, ek het U lief, maar ek het nie eens my broer en my suster wat langs my sit in die gemeente lief nie? Sy is besig om 'n skyn godsdiens voor te hou. Julle moet elkeen nie na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Ek moet daar wees om vir jou te kan bid. Jy moet vrymoedigheid kan hê om te sê, kom ons bid saam. Kom ons sorteer hierdie saak saam uit.
Want die woord van die Here sê 2 of 3 in sy naam vergader, daar sal hy wees. As ons kom oor 'n saak van die Here, 2 of 3 bymekaar, dan beloof hy vir ons, hy gaan daar sal wees en hy gaan jou gebed hoor. Maar ons is so geneig dat ons praat liewerste of ons ag onsself hoor as iemand anderste wat eintlik ons broer en ons suster is en ons gee nie om vir daai persoon nie. Die wêreld kyk na die Christen, die wêreld kyk na hulle wat verklaar, ek is 'n navolger van Jesus, en wat sien hulle? Ons kan so maklik van mekaar praat, ons kan so maklik mekaar in die rug steek, ons kan so maklik mekaar verkleineer, maar sien hulle die liefde wat daar in eensgesindheid onder mekaar moet wees as 'n familie? Sien, God het jou bygeplaas en het jou bygevoeg in 'n familie, sodat jy deel van 'n familie sal wees en sal omgee vir jou familie wat jy is. Dan gaan hy verder en hy skryf in vers 5, volg Jesus Christus se voorbeeld. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees, en dan verduidelik hy vir ons hoe dit moet wees. Alhoewel hy self God was, hy is die drie-eenheid van God, hy is die Seun. Het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Hy het nie aarde toe gekom en gesê, hey, ek is die Seun van God en die Seun van mens en alle mag en autoriteit is aan my gegee en ek gaan nou net maak soos wat ek wil en ek gaan maak soos ek lus het en ek gaan doen wat ek wil en ek gaan neerpraat met elkeen soos wat hy wil. Nee, hy het aarde toe gekom en hy het hom onderwerp aan dit wat die Vader van hom gevra het. Net soos ek en jy onsself moet onderwerp aan dit wat Jesus van ons vra. Maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan die mens gelyk geword. As jy vandag vir 'n kind van die Here sê, maar jy moet 'n slaaf word, dan hoe kan ons 'n slaaf word? Ek's 'n kind van die Here. Dis die verkeerde idee. God wil hê ek en jy moet bruikbaar en diensbaar wees. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Hy was gehoorsaam en hy was bereid om vir my en vir jou te sterwe. Hy was bereid om dit wat ek en jy verdien het op hom te neem. Hy kon homself verhoog het en gesê het, Here, maar Vader, dit is nie wie ek is nie, stuur iemand anderste. Maar hy was gehoorsaam aan die Vader en hy het homself verneder, sodat ek en jy verhoog kan word in die verhouding met God. Dis hoekom ons 'n nagmaaltafel het. Sien, ons eerste vyand, groot vyand is ons trots. Die tweede een is daai brullende leeu. Wees versigtig. Hy waarsku vir ons, uitroepteken, wees versigtig. Hy waarsku vir ons, pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle grootste vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teestaan. Deur standvastig in julle geloof te bly. Ek het geestelike wapens om my gedagtes te beskerm en die toerusting, maar ek moet ook pas op vir hom wat gaan kom om te roof en te steel, nie net van my nie, maar van my familie en van alles wat naby jou is en alles wat kosbaar is vir jou. Daarom moet jy hom teestaan en ek en jy kan hom net teestaan met die woord van God. Deur standvastig in my geloof te bly, om te staan op die woord van God. Iemand het vir my gesê, hy het werklik iemand die Bybel daar neergesit en hy het gaan staan op die Bybel en hy het gesê, ek staan op die woord van God. Kind van God, ek en jy moet lewe om te staan op die woord van God en dit wat God vir my en vir jou gee om ons toe te rus om die vyand te kan teestaan. Maar ons speel 'n gevaarlike speletjie met hom. En dis wanneer hy ons onderkry, dis wanneer ons in die slaggat trap. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur lede van God se gesin, medegelowiges, nie net ek en jy nie. Reg oor die wêreld is daar medegelowiges wat in slaggate trap van die vyand. En ons moet hom teestaan. Dieselfde soort lyding. Laasweek het ons gelees in Johannes 8 vers 43 en 45 waar hy verder ons vyand vir ons beskryf. Hy was van die heel van die begin af 'n mensemoordenaar. En hy is nie in die waarheid nie, omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuigings, omdat hy 'n leienaar en ook 'n vader daarvan is.
Hy's 'n brullende leeu. Maar hy is ook die vader van leuns. En hy gebruik die leuns om jou te kry om in 'n slaggat te trap en dan kom hy en hy verskeer jou. Hy verskeer jou familie, hy verskeer jou verhouding met God, hy verskeer jou verhouding met medegelowiges wat saam met jou in die kerkbank sit. Vir hulle wie jy eintlik moet omgee, vir hulle vir wie jy moet lief wees. John Pokluda, ek hoop ek spreek dit reg uit, skryf die volgende in sy boek. Hy het hierdie boek geskryf, Your Story Has a Villain. Jou storie het 'n villain, het 'n slegte persoon. Dan sê hy, daar's 4 dinge wat jou fokus wegvat van God, wat sal keer wat jy moet bereik in Jesus Christus. Wat jou sal keer, sodat jy nie 'n gesand kragtig kan wees in Jesus Christus nie. Die eerste een in jou pride. So waaroor ons gepraat het, die trots wat ons het. Die tweede een is your adversary. Die derde een is ons unbelief. Jy sien, ek en jy lees die woord van God, maar ons glo nie. Wanneer dit die moeilike tye kom en wanneer dit kom dat ons moet staan op die beloftes, gaan ons daarna Sunny toe wat so lekker kan skinder en sy het iemand wat dalk betrokke is met die lees van die sterre voorspel en alles en so word ons eintlik bemoedig of wat ook al. Ons maak die grootste fout. Unbelief. Ons glo nie die woord van God nie. En ons glo nie die woord van God nie, want ons lees nie meer die woord van God nie. Ons spandeer nie meer tyd met die woord van God nie. Hoeveel mense ken jy wat nog tyd spandeer met hulle familie in gebed en die woord van God by die huis? Dit gebeur nie meer nie. Iemand stuur vir my en hy haal vir my statistieke uit wat vir my sê, as gevolg van die Christenskap wat hulle uit die skool uitgehaal het, kyk na die omstandighede van die skool. As gevolg van Christus wat weggevat is in die opvoeding van die kinders, kyk hoe ongedissiplineerd is die kinders en kyk wat word van die kinders. Alles waar jy God uitvat en wegvat, daar stap hierdie brullende leeu in. En hy sal verslind so ver as wat hy gaan, want hy gee nie om oor jou nie. God gee om oor jou, maar nie hy nie. Hy gaan jou gebruik en dan gaan hy jou uitspoeg en jy beteken vir hom niks. Unbelief. Kind van God, kom ek en jy staan op die woord van God. Kom ons begin om te lewe volgens die woord van God. As hy sê, werp al jou bekommernisse oor my, hoekom wil jy dit nie vir hom gee nie? Trots keer jou. Die woord, want jy spandeer nie tyd met die woord nie. As jy gaan en jy gaan lees al die beloftes wat daar in die woord is, man wil ek vir jou sê, hou jy jou kop omhoog. En jy kyk net vorentoe en jy kyk nie agtertoe nie en jy kyk op boontoe, want dis waar ons hulp vandaan kom, is van hom af. En dis hy wat vir ons die woord gegee het om ons te leer en ons te onderrig. En dan die 4de een, en ek wil hom vir jou uithaal vanoggend. Eerste een is your pride, our adversary, unbelief. Kyk wat spel daai eerste 3 van elkeen. Jy is jou grootste vyand. Jyself. Want jy wil kies wat jy wil doen en wat jy nie wil doen nie. Jy wil kies wanneer hoor ek die woord en wanneer glo ek die woord. Die 4de een is you. Jy jouself is jou grootste vyand wat keer dat God deur jou kan werk. Sien, wanneer ek trots het, dan wil ek nie hê iemand moet vir my bid nie. As ek trots het en ek weet dinge is verkeerd in my lewe, wil ek nie met iemand praat daaroor nie, want nou dink hulle is sleg van my. Jy keer dat God jou kan gebruik. Wanneer jy in die slaggat vertrap van die duiwel, kan hy jou nie gebruik nie. Want die eerste ding as jy geval het en jy het in die slaggat van die duiwel getrap, dan vertel hy die leuen in jou oor. Jy sien, jy het geval, God is nie lief vir jou nie. Jy sien, God gee nie om oor jou nie, dis hoekom dit met jou gebeur het. Maar dit was nooit God se skuld nie, want ons het dit self gedoen. Jy jouself is jou grootste vyand. Unbelief. Want ek glo nie in die woord van God nie. Het is maklik om tussen ander gelowiges te staan
en te gesels oor die woord van God, maar wanneer, soos hulle sê, die tekkie die teer slaan daar, en dinge gaan moeilik, dan is dit nie so maklik om die woord van God. Daarom het jy broers en susters nodig om jou, met wie jy kan gaan gesels. Maar jy sien, ek het so baie trots in my, ek wil nie hê mense moet weet nie. Man, soos wat jy hierso sit, het elkeen van ons gesondig en elkeen van ons het verkeerde dinge gedoen. Daar's niemand se sonde groter as iemand anders te sin nie. Maar die blydskap moet wees, God het elkeen van ons gered. En dis hoekom ons met mekaar kan praat, dis hoekom ons deur dinge gaan, want God gaan iemand op jou pad stel met wie jy kan praat wat daardeur gegaan het. En hulle gaan vir jou goddelike raad gee. Nie ammunisie vir skinder nie. Gaan jou goddelike raad gee. En dit gaan jou bemoedig en jou optel. Die vyand ken die swakheid en hy ken die verkeerde areas in jou lewe. Moenie 'n fout maak nie. Hy weet waar is jou swakpunt. Hy weet of dit dobbel is. Hy weet of dit is. Hy weet of dit dat is. En hy gaan jou aanhoudend bly slaan op daai plek oor en oor en oor totdat jy hom teëstaan, totdat jy jouself oorwin het en totdat jy jouself vir God gegee het. As jy hom voer met die onrein dinge, gaan hy blyplek by jou kom maak. En hy gaan roof en hy gaan steel van jou. Hy gaan jou verskeur. Het jy al gesien as 'n rondloper kat al by jou huis opdag en jy begin hom voer? Kort voor lank is hy gereeld daar. Kort voor lank dan is hy nie meer die rondloper kat nie, hy is jou kat. Jy sien, ons voer die vyand en kort voor lank is hy daar by jou in jou huis. Kort voor lank is hy by jou in die dinge wat hy doen, want hy weet wat is jou swakhede. Hy weet wanneer jy ongelowig is en jy nie op die woord van God staan nie. Hy weet wanneer hy oorwinning oor jou bring, oor dit wat jy nog nie ontslaaf van geraak het nie, want trots keer jou om dit te bely voor God. Hy's 'n geslepe vyand. En ek het dit al reeds gesê, hy gee nie om as hy jou uitspoeg nie. En hy gaan jou uitspoeg. As daar iets is in jou lewe wat verkeerd is, hy weet daarvan. En hy teer daarop soos 'n parasiet. Moet hom nie plek gee in jou lewe nie. Ons geloof is derde, want ons vertrou nie God nie. Ons ken nie sy woord nie en ons wil ook nie aanvaar die identiteit wat hy vir my en vir jou gegee het nie. Ek sal liewerste selfbejammering wil toepas en sê ek is minderwaardig, as om met vertroue te kan loop en te sê ek is 'n kind van God. Hy het my gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hy het my op hierdie aarde geplaas sodat ek sy gesant en sy verteenwoordiger kan wees en sodat ek mense kan vertel van die goedheid en die guns van God. Ons aanvaar nie die identiteit wat hy vir ons gegee het nie. Ons is nie deel van sy familie nie. En daarom het ons niemand wat ons bemoedig en bystaan nie. Elkeen op sy eie klip. Hier in Randfontein, elke mynkaptein op sy eie skag. Ons is nie daar om vir mekaar om te gee nie, want ek is so bang ek openbaar iets wat my dalk gaan swak lyk. Ek is so bang ek openbaar iets en God weet dit. Hoekom wil jy dit vir jouself hou? God het vir jou 'n broer en 'n suster gegee wat vir jou gaan omgee en jou gaan vashou. Saam is ons beter. Saam groei ons beter. Het ons mekaar meer lief en leer ons beter. Ek sluit vanoggend af met hierdie: jy maak jou eie keuse. Niemand maak dit vir jou nie. Niemand kan vir jou forceer om Christus eerste te plaas in jou lewe nie. Kan jy sien hoe groot is die vyand jouself? Nee, ek wil nie. Ek wil eintlik maar net met hierdie voet nog in die wêreld wees en die dinge van die wêreld wees en hierdie een Sondagoggend in die kerk. Luister, ek vertel vir jou, die vyand gaan jou verslind. Hy gaan jou verskeur en kort voor lank gaan jy nie meer diensbaar en bruikbaar vir God wees nie. Niemand kan jou dwing om meer te leer van Jesus nie. Net jy self.
Net jy self kan tyd spandeer en die woord van God lees en tyd spandeer in gebed met hom. Niemand kan vir jou voorskryf oor jou betrokkenheid by jou gemeente nie. Behalwe jy jouself. Sien, die keuse is joune. En dit is my en jou se grootste vyand is die eie self. Dis alles oor jou en jou eie keuse wat jy maak in jou lewe op hierdie aarde. En dan hoor hierdie gedeelte. As jy dood is, maak jy nie meer keuses nie. Dan bepaal die keuse waar jy is. En dan bepaal die keuse die ewige lewe vir jou. Terwyl jy op hierdie aarde is, moet jy 'n keuse maak of jy dit wil of jy dit nie wil doen nie. Na die dood kan jy geen keuse meer maak nie. Jy is nie in staat om daai keuse te kan maak nie. Jou keuse is nou hier en nou. Moenie jouself laat verlore gaan nie. Jy jouself laat jouself verlore gaan. Jy is jou grootste vyand. Hier's 'n tafel. God het alles vir jou gedoen. Hy het gesterf aan die kruis, sy liggaam is gebreek, sy bloed is uitgestort vir my en vir jou. Maar dis jou keuse. Glo ek dit? Vat ek dit? Verander ek? Niemand gaan jou forceer nie. Jy kan elke Sondag na 'n preek luister en as jy hier binnekant vir jouself sê, man, ek wil nie en ek gaan nie en ek is happy soos wat ek is, onthou net, as jy jou oë toegemaak het en jou tyd op hierdie aarde is verby en jy is nie waar jy moet wees nie, kan jy nie sê ek wil 'n ander keuse maak nie, dis te laat. Moenie jou eie vyand wees nie. Moenie jouself toelaat dat God jou nie kan gebruik nie, omdat jy self besluit daaroor nie. God wil jou gebruik. God het jou lief. God het jou toegerus met alles wat daar so is, vir my en vir jou. Stay connected aan die wingerdstok. Volhard in jou geloof en wees geduldig. God kies die paaie vir ons lewens, want hy sien ons groter prentjie. Staan die duiwel te wat jou wil vertel hoe goed en wonderlik jy is, en alles draai net om jou. God is groter as jy. En jy moet dit vanoggend besef. It's not about you, it's about him. Laat hom nie toe om in jou gedagtes aan te val nie, want jy het geestelike wapens om hom te keer. Prioritiseer jou lewe volgens God se plan en volg Jesus se voorbeeld vir jou. Sy leefwyse en wees afhanklik van die Heilige Gees as jou bron van krag. Dan is jy nie jou eie vyand nie. Kind van God, klink soos harde woorde, maar die Here praat met my en jou, want hy wil hê ek en jy moet gefokus wees. Hy wil hê ek en jy moet ons oë gerig hou op hom. En hy leer al hierdie dinge vir my en vir jou om ons sterker te maak. Want ons weet nie wat vir ons voor lê in die toekoms nie. Kom ons wees gehoorsaam en ons laat nie toe dat ons eie vyand is nie. Ons gaan ons oë toemaak en dan gaan ons sit by die tafel vanoggend. Ek wil hê jy moet vanoggend besef dat Jesus het alles vir jou gedoen. Maak die keuse en sê, Here, alles wat hierdie tafel voorstel, alles wat hierdie tafel vanoggend vir my beteken, ek kies om dit te aanvaar en deel van my lewe te maak. En ek kies om anders te wees in Jesus naam.